Elke Christen behoort iewers in hulle lewe die geleentheid te gebruik om op 'n kort termyn uitreik te gaan. Waarheen is 'n saak wat elkeen self met die Here moet gaan uitmaak. Maar vir myself, sowel as vir Piet en Karen Nieuwenhuisen, was dit duidelik dat die Here ons in 2004 in Rusland wou gebruik. In Samara, sowel as in 'n klein dorpie met die naam van Kuzniesk. En so het dit gekom dat ons die oggend van die 10de Maart in Dubai aangeland het. Nee, ons het nie verdwaal op pad Rusland toe nie, maar soos die Swazi sou sê, vanweë financial constraints, moes ons gaan vir die lugredery wat ons teen die laagste moontlike prys vanaf Johannesburg tot in Moskou kon neem. En hierdie slag was dit Emirates gewees wat die kompetisie gewen het vir die beste waarde vir geldkaartjie na Rusland. Die verdere voordeel van hierdie lugredery was dat ons die geleentheid gehad het om vir 2 dae in Dubai te ontspan, voordat ons met die harde werk in Samara sou begin. Ons het Dubai ordentlik verken, en heelwat bekende plekke en produkte gesien. Groot was ons verbasing om te sien dat Sun City blykbaar sy oorsprong hier gehad het, en om uit te vind dat die Rabe se oerouers ook skynbaar van hierdie stad afkom. Maar tussen die lag deur, het ons ook gevoel of ons wil walg aan die oordaad waarmee geld in hierdie stad spandeer word. Geen wonder dat die Here Jesus ons so dikwels waarsku teen die verleidelikheid van geld nie. Dubai is in baie opsigte soos Durban. Baie hotelle, baie warm en baie bedompig. Hulle het selfs riksha's. Wel, amper. Hierdie riksha's ry net op die water en staan bekend as 'n abra en spaar mens oor die algemeen baie tyd en geld om van een punt van die stad na 'n ander te kom. En dit gee mense ook die kans om die stad vanuit 'n ander hoek te besigtig. En natuurlik kan mens nie Dubai besoek sonder om ook by die see uit te kom nie. Gou kom mens egter agter dat jy in 'n ander kultuur is. En die kleredrag van die vrouens lyk ook nie heeltemal soos die meisies op Durban se strand nie. Maar die water is beslis iets om oor liries te raak. Heel wat anders as Durban se strande. Daardie aand het ons afskeid geneem van Dubai deur in 'n Libanese restaurant te gaan eet. En ja, daardie rooi goed is Russies. En ja, dit brand. Vrydagoggend vroeg is ons na Dubai se lughawe toe en van daar deur na Moskou se Domodedovo lughawe. Omdat ons vlug vertraag is, moes ons spring om per bus na die naaste metrostasie te kom, vanwaar ons met die ondergrondse trein na Kazansky Vokzal is, waar ons laatmiddag in snerpende koue op die trein geklim het, om die lang reis van ongeveer 17 ure na Samara af te lê. Die treinrit neem mens deur pragtige natuurtonele, maar in die winter lyk alles anders, 'n valgrys kleur met min kontraste. Die volgende oggend het ons in Samara opgedaag, waar ons deur ons Suid-Afrikaanse vriende, Erika en Marinda, ontmoet is. Ons is reguit woonstel toe, waar ons kans gehad het om bietjie te ontspan, lekker in 'n warm bad te lê en die nuutste grappies met mekaar te deel. Sondagoggend is ons opgejaag om gereed te maak vir die kerk. Dit is die Sweet Mira gemeente, lig vir die wêreld. Daar het ek die oggend weer die voorreg gehad om die woord van die Here te bedien rondom die tema van Christelike hoop. Na die diens het ons 'n ent gaan ry op die glibberige paaie. Ons is eers uit na 'n hoë punt in die stad, waar ons 'n pragtige beeld van die enorme Volga rivier kon kry. Maar al is dit hoe mooi, kan mense dit nie baie lank in die bittere koue uithou nie. Vandaar is ons na die huis van Tanya, 'n Russiese meisie wat tans in Suid-Afrika haar teologiese studies doen en wat in die verlede dikwels vir ons gehelp het met tolkwerk. Ons wou graag haar ouers gaan ontmoet. Daar is ons op tipiese Russiese manier onthaal. Maandagoggend het ons paadjies geskei. Ek sou vir die res van die week lesings aanbied by die Bybelinstituut, terwyl Piet en Karen hulle hoofsaaklik daarop sou toespits om selgroepe te gaan besoek. Eintlik moet ek sê het ek skoon skuldig gevoel, want terwyl ek in 'n lekker warm lesinglokaal die wonderlike geleentheid gehad het om met die ywerige studente te werk, het Piet en Karen onder die moeilikste omstandighede denkbaar eerstehands ervaar hoe swaar dit is om 'n sendeling in Rusland te wees. Gelukkig is daar daarom nie net geëet nie, maar het hulle baie ure per dag daaraan afgestaan om binne die selgroepe die woord van God te deel en om met elke persoon wat daar was saam te bid. Glo my, na so 'n sessie het mens 'n goeie bord kos nodig.
Ek het maar die gewone routine gevolg waarin ek al gewoond begin raak het. Elke oggend lê ons die lang afstand van die woonstel af na die Bybelinstituut. Lesings begin dan in die oggend. Ek het weer soos in die verlede lesings aangebied oor die eskatologie, maar het op versoek van Erika en Marinda ook die Bybelboek Openbaring met die studente behandel. Dit alles geskied natuurlik met die hulp van ons getroue tolk, Nina. Teen 1 uur se kant breek ons vermiddagete, waar beide studente en dosente weer energie ontvang vir die tweede sessie. Een van die gemeentevroue maak elke dag die kos. Sy het vir ons allerlei interessante tipes kos gemaak, soos bors en kartoshka en plof. Dan gaan die lesings en besprekings weer voort tot in die agtermiddag, waarna ons almal weer terugkeer na ons woonplekke. Die dagtemperature was hierdie keer nie so laag as die vorige jaar nie. Deur die loop van die dag het die sneeu dus begin smelt, wat eintlik 'n groot gemors tot gevolg het. Die paaie verander gou in 'n papery, en van skoonvoertuie is daar nie sprake nie. Maar wat nog erger is dat die temperature teen laatmiddag weer onder vriespunt begin daal, en dan vorm daar 'n ijslaag op die pad, wat net so glad soos 'n skaatsbaan is, 'n ideale resep vir 'n ongeluk. Die klasse bestaan hoofsaaklik uit vroue, maar Dinsdag aand het die manne gekom, en moes ek in 90 minute vir hulle die essensie oordra, wat die vrouens gedurende die week geleer het. 'n Uitdaging, maar ook 'n wonderlike geleentheid. Op 'n ander aand moes ek in 'n gemeente gaan preek, en vir hulle vertel wat buitelandse sending presies behels. Piet en Karen het deur die loop van die week gaan inkopies doen. Karen het 'n missie gehad om vir haarself 'n jas met pels om die nek te kry, en ons almal verwag dat Samara se nuutste modes en voetskoeisel binnekort in Suid-Afrika sy opwagting sal maak. Teen die einde van die week was ons almal doodmoeg, maar baie tevrede met wat gedurende die week gebeur het. Na die gebruikelike afskeid en uitdeel van sjokolade, het ons saam gebid, groepfoto's geneem en toe vir oulaas vertrek. Ek, Piet, Karen, Erika en Marinda het toe na Samara se McDonald's gegaan en bietjie saam gepraat oor maniere om hierdie uitreike nog meer effektief te doen in die toekoms. Die volgende oggend is ek, Piet en Karen saam met Irene, een van die gemeentelede wat deur die week vir Piet hulle gehelp het as tolk, na 'n dorpie met die naam van Kuzniesk, 'n paar 100 kilometer van Samara, so ongeveer 4 ure per trein. Daar sou ons 'n ander gemeente besoek, onder andere met die doel om te kyk of daar nie vorentoe 'n verhouding tussen hierdie mense en 'n groep Christene in Piet Retief kan ontwikkel nie. Ons blyplek was binne 'n huis wat deur die week diens doen as kerkkantoor. Ons is oral met 'n klein 2-deur lade rondgery. Kuzniesk bestaan hoofsaaklik uit houthuise wat gelukkig goeie isolasie bied teen die sneeu. Gedagtig aan die swaar gelaaide tafels, ek bedoel die swaar gelaaide program wat Piet en Karen in Samara gehad het, kan mens verstaan dat sy onmiddellik gaan slaap het. My bed in die eetkamer was egter iets wat minder gemaklik, ten spyte van die kleurvolle duvet. Alhoewel die gemeente nie baie groot is nie eers soveel mense as wat daar in 'n gemiddelde aanddiens in Suid-Afrika is nie, was dit wonderlik om saam met hulle te wees. Daar is met oorgawe lof aan die Here gebring, en dit was vir ons almal 'n seën gewees om so by mekaar te kom. Wat besonders was van hierdie gemeente, is dat daar baie gesinne is wat aan die gemeente behoort, in teenstelling met Samara, waar daar eintlik relatief min mans is. Alhoewel ons gegaan het om hulle te gaan leer, wonder ek of ons nie baie meer by hulle geleer het oor vrygewigheid en onvoorwaardelike liefde nie. Hier het ons weer nuwe vriende gemaak. Een van die kinders, met my gunsteling TV-held op sy T-hemp, het gou in my hart ingekruip, en 'n ander dogtertjie het, nadat sy gehoor het van my eie dogter by die huis, vir my 'n legkaart geskenk gegee, wat ek moes terugbring Suid-Afrika toe. Nadat ons Sondag aand van die gemeente afskeid geneem het, het ons weer teruggekeer na Samara. Nico van Wyk en Chris Bester, beide van EE3 in Suid-Afrika, het intussen ook in Samara opgedaag. Hulle sou die volgende week lesings aanbied by die Bybelskool. Die laaste aand in Samara het ons by pastoor Anatoly en sy gesin gaan eet. Na 'n heerlike Russiese maaltyd, wat soos altyd te veel was om op te eet, het ons in hulle eie banja gaan sonna. Vanweë die temperature binne die banja, wat wissel tussen 92 grade en 98 grade Celsius, is dit noodsaaklik om een of ander hoofbedekking op te sit. Die groot pret van die banja lê egter daarin,
om jouself met ijskoue water af te spoel, sodra jy daar uitkom, of om sommer in die sneeu te gaan lê om af te koel. Die volgende oggend het ons gou saam met Elia na die Volga-rivier gegaan en daarna 'n paar inkopies gedoen, voordat ons teruggekeer het na Samarisstasie om die rit na Moskou aan te pak. Op die trein het ons 'n groep skoolkinders gekry wat op toer was na Kiev en wat baie graag hulle Engels op ons wou oefen. Toe ek vir hulle foto's van Suid-Afrika op my rekenaar wys, was daar geen keer aan hulle opgewondenheid nie. Terug in Moskou het ons plan gemaak om besoek af te lê by Ismailovsky, 'n openlig mark waar mense omtrent enige iets kan koop. Toe is ons deur na die Rooiplein, waar die Kremlin en ander indrukwekkende geboue geleë is. Nadat ons daar bietjie tyd spandeer het, moes ons gou 'n vinnige roetebepaling maak, want daardie aand het ek en Piet Reach for a Dream gespeel. Karen se kinderdroom om eendag in die Bolshoi na 'n balletvertoning te gaan kyk, is daardie aand bewaarheid. Alhoewel ek daarvan oortuig is dat ek die hele verhaal in 10 minute sou kon afhandel, deur net 'n paar onnodige balletstappies uit te skakel, en Piet beplan het hoe hy sommige van die manlike dansers na Suid-Afrika kan lok om in die Bloubulle se lynstaande te spring, was dit tog 'n baie lekker aand, en het Karen die heeltyd gelyk soos 'n kat wat room gekry het. Die volgende oggend het ons vinnige draai in Parys gaan maak. Nee, nie regtig nie, maar in die buitewyke van Moskou is daar monumente wat opgerig is ter herinnering aan die oorwinning van Rusland oor Frankryk met 'n lewensgetroue weergawe van die Arc de Triomphe en 'n end daarvandaan 'n monument ter herinnering aan die Tweede Wêreldoorlog. In 'n treffende standbeeld word die Duitse oorlogsmag as 'n draak uitgebeeld, waarvan die kop afgekap is. Toe is dit terug lughawe toe, net om na baie ure se wag te verneem dat die vliegtuig stikkend is. Ons is toe met die komplimente van Emirates die aand ontvang in die ultra-luxe Renaissance Hotel, wat deel uitmaak van die destydse Olympic Village, toe die Olympiese Spele in 1980 in Moskou aangebied is. Uiteindelik kon ons die volgende dag weer terugkeer na Suid-Afrika en het ons met groot dankbaarheid en met baie stories om te vertel, teruggekeer na ons huise.